Geliefdes, as jy die Bybels hier het, is jy welkom om saam met my te blaai na Jakobus hoofstuk 1. Jakobus hoofstuk 1, daar lees ons net die eerste 4 verse saam. Voordat ons gaan saam luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam en vra dat die Here ons ook sal seën met die antwoord van sy woord. Kom ons bid. Here, onse Here, hoe wonderlik en hoe lieflik is dit vir ons om vanmôre ook U aan te roep as ons God en Vader. Hoe wonderlik is U naam oor die ganse aarde. En dat ons hier by mekaar kan wees as gelowiges, as gemeente, as kinders van U, om U te loof en te prys, dat ons die voorreg het om dit te kan doen. Kyk wat in die res van die wêreld aan die gebeur is, die hartseer wat daar bo in die Midde-Ooste aan die gang is, maar gaan nie net daar nie, reg oor die wêreld, waar soveel gelowiges die geleentheid ontneem word om juist dit te hê wat ons vanmôre het, saam te sing, saam te bid, saam te hoor wat U sê. Dan kan ons nie anders as om vir U te sê dankie vir die voorreg om hier te wees. En ons dra ons broers en susters daar in die Midde-Ooste in besonder aan U, maar ook reg oor die wêreld. Bid en vra dat U ook daar met elke gelowige sal wees, dat ons ten spyte van ons omstandighede nog steeds in vreugde aan U sal vashou en sal bly getuig van U goedheid en U genade en U liefde. Ook hier in Suid-Afrika, waar ons self ook maar deur moeilike tye gaan, is dit ook ons gebed dat U vir ons ook sal bemoedig elke dag. Dat U ons as gemeente sal gebruik om ook hier waar U ons geplaas het en geroep het, om ook hier 'n verskil te maak. Werk in ons harte tog deur U Gees en deur U woord, sodat ons ook die blye boodskap sal verkondig, tydig en ontydig. Here, ons dink aan die wat siek is, besonder aan Kobus, wat aansterk na sy rugoperasie. Het gehoor van Laurozaan se pa wat hartaanval gehad het. Sy Pretoria is die pa oorlede is in die week. Ag, daar is ander ook wat ons nie daarvan nou van bewus is nie. Hier is dalk van ons hier vanmôre wat met deur swaar dinge worstel in ons eie lewens. Ons dra tog elkeen aan U op. Ons vra, wees ons tog genadig, Here. Lei ons en behoed en bewaar ons. Here, ons het gekom op hierdie dag om U woord te hoor. Daarom vra ons dat U dit ook nou in ons gemoed sal stilmaak. En dat U tot elkeen van ons sal spreek. Dat ons ook hier sal uitstap, sal verstaan wat U woord vir ons sê. En dat ons dit sal gaan leef na buite. Seën vir ons nou by die antwoord van U woord. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons saam met Jakobus hoofstuk 1, net die eerste 4 verse. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. Net tot sover. Vers 2 sê, ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, wanneer daar moeilike dinge oor jou pad kom. Wees bly daaroor, wees versterk daaroor, hou die vreugde nog steeds. Nou geliefdes, ons Here Jesus Christus, ons bevestig nou vanmôre soos die gewone kerkraadslede, en jy gaan net nou hoor as ons by die formulier kom, dat daar sekere vereistes aan 'n kerkraadslid gestel word. Hy moet 'n lewende geloof hê, hy moet die Bybel ken, hy moet die Bybel leer, hy moet bekwaam wees om te onderrig of self onderrig te word sodat hy uiteindelik kan onderrig. Daar's 'n sekere klompie goed wat as voorskrifte gegee word vir kerkraadslede, maar in wese is dit eintlik maar elke Christen. Kerkraadslede vat voor, ja, geestelik moet jy die leiers wees, maar dit is vir elkeen van ons. Ons daar sekere kenmerke wat daar aan elke gelowige gekoppel word. Jy as 'n gelowige lyk op 'n sekere manier. In die boek van Jakobus
is juist dan die ideale plek om so 'n bietjie daaroor stil te staan, want die boek van Jakobus gaan die hele tyd oor toets jouself. Jy wat sê jy's 'n kind van die Here, is jy regtig? Want hier is die toetse wat jy moet deurmaak. As jy sê jy's 'n kind van die Here, dis hoe jy dan behoort te lyk. Nou hy begin hier in vers 1 en dan sê hy, stel homself bekend as Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus. Nou dit is nogal merkwaardig, want Jakobus was nou nie sommer net enige Jakobus nie. Hy was die broer van Jesus. Nou Jesus het ook boeties en sissies gehad. Ja, Maria was 'n maagd toe sy swanger geword het deur die werking van die Heilige Gees, en toe is Jesus gebore, maar sy is mos toe nog getroud met Josef en hulle het saam kinders gehad. En Jakobus was een van die broers. Daar's 'n paar broers en susters waarvan ons lees in die Nuwe Testament. So ons weet hy het boeties en sissies gehad en Jakobus was een van hulle. En hy kon baie maklik hier begin deur te skryf, ek is Jakobus, die broer van Jesus. En dan sou ons nou baie gewig gedra het, as ons nou status weet. Julle moet nou luister, want ek is Jesus se boetie. Maar hy doen dit nie. Hy sê, ek is 'n diensknegt van die Here. Diensknegt hier beteken slaaf, want dan ook nie 'n gewone slaaf wat jy nou in 'n ketting gryp en sê, kom werk vir my uit dwang uit nie. Dis 'n slaaf uit vrye keuse. Dis wat die woordjie hier in Grieks beteken. Ek gee myself oor vir die Here, ek is nou sy slaaf uit vrye keuse, doen ek dit. Ek wil die meester dien. Ek dien nie meer myself nie, ek dien hom gewillig. So ons sien hier, sommer in die begin, sê Jakobus vir ons al iets van wat behoort in 'n Christelike hart te leef, en dit is dat ons diensknegte behoort te wees van die Here en in nederigheid. Want dit is nie meer ek wat eerste is nie, maar die Here wat eerste gestel het. Ek gee my tyd, ek gee myself, ek offer myself op ter wille van die Here. Net so vir interessantheid, hulle het vir Jakobus se bynaam volgens die kerkgeskiedenis was ou kameelkneer. Nou moet ek sê, dis nou nie 'n vleiende titel wat jy gekry het, seker daai tyd as jy nou ou kameelkneer was nie. Maar as jy nou hoor waaroor gaan dit, dan is dit dan nie te sleg nie. Kameel, ek weet nie of jy al sien hoe lyk 'n kameel se knie nie. Dis 'n redelik harde ding, klop eelte op. Want hy gebruik dit om op te staan en te gaan lê die hele tyd. So dis hierdie harde eelte. En dis waar die naam van Jakobus vandaan gekom het, omdat hy blykbaar so gereeld in gebed was, konstant op sy knie was, het hulle hom ou kameelknie genoem. Dit wys ons iets van die ingesteldheid van 'n Christen. Hy sê ek is 'n diensknegt van die Here en in nederigheid kom lê ek myself neer sodat ek ander kan dien en die saak van die Here kan dien. Nou vers 1 begin hy dan, hy sê wie hy is Jakobus, en dan staan daar, hy skryf aan die 12 stamme wat in verstrooiing is. Nou die 12 stamme is 'n verwysing in die Ou Testament na die gelowiges. Onthou mos, Israel was die uitverkore volk, en daar was 12 stamme gewees. So die oomblik wanneer iemand die term gebruik, die 12 stamme, dan bedoel hy die gelowiges. Skryf aan die gelowiges wat in verstrooiing is. Nou wat gebeur het, is dat nadat Jesus gekruisig is, opgestaan uit die dood, opgevaar het na die hemel en die Heilige Gees word uitgestort, begin die apostels ons nou vir die mense te vertel. Die evangelie word nou versprei. En soos wat die evangelie versprei, word die Jode nou 'n bietjie krapperig, want hulle lyk natuurlik nou sleg, want dit is hulle wat Jesus gekruisig het. Dis hulle wat verkeerd is en hier kom die waarheid nou uit. En wat doen die Jode? Hulle begin die Christene vervolg. Hulle begin hulle doodmaak. En op 'n stadium raak dit so erg in Jerusalem dat die klomp Christene hulle goedjies oppak en hulle begin uit die stad uit wegkom. Dit raak net te gevaarlik. Maar nou oral waar hulle nou heen gaan en trek, stig hulle natuurlik nou nuwe kerkies, huiskerke, en daar begin die evangelie nou reg oor die wêreld versprei. En dis waar nou vandaan hy sê ek skryf vir die gelowiges in verstrooi. Julle wat nou oor die wêreld verstrooi. So dis nou die gelowiges wat reg oor die wêreld sit. En dan sê hy doen dit om hulle te help. Want onthou, hier's nou 'n klomp mense wat wegtrek in die stad uit, almal spat die wêreld in. Daar's nog nie teologiese opleiding iewers nie. Daar's net 'n handjievol apostels. Hulle lei mense op so vinnig as hulle kan. Hulle stel ouderlinge aan om te kan preek, maar hierdie ding versprei nou baie vinnig. Daar is net nie genoeg dominees en predikers wat die kennis het noodwendig van die skrif nie. So die probleem is, nou kom hier valse predikers in die kerk. En nou staan ek som op, ek het nou gisteraand 'n droom gehad. Jogg, het hierdie drukking op my hart gehad, verskriklik. En ek het gerol en geworstel die hele oggend en ek glo nou, dis die Here wat vir my gesê het, ek moet nou preek. Terwyl dit eintlik maar net die baie deeg was wat jy geëet het en soeibrand gehad het.
Maar nou as jy nou die nuwe pastoor of die priester, en nou begin ek sommer sê wat ek dink. Jy sien, dis wat die gevaar is, dit gebeur nou nog. Ek besluit sommer, en ek doen sommer in my eie krag. En dit kan nie wees, dis daar waar die Satan die hou vaskry. Nou kom hy in die kerk in. Wat sê die Bybel self ons? Pas op vir jou eie hart. Daar is niks so gevaarlik soos jou eie hart nie. En as jy hier, maar ek sal dit doen, ek sal dit doen. En dan gebruik die duiwel dit. En dis hoe die dwaalleer nou in die kerk begin inkom het. En nie net onder die valse profete, nie net die leraars nie. Die lidmate self ook. Die duiwel het hulle ook nader gehard, want daar's altyd in alle gemeentes ook maar die skynheiliges. Die wat daar is vir verkeerde redes. Die wat nou daar is uit gewoonte. Dis maar hoe ons dit doen. En is daarom dat Jakobus hierdie brief skryf. En hy sê, gaan kyk bietjie mooi. Hier is vir julle praktiese riglyne. Gaan toets jouself. En as jy nou deur die boek lees, jy sien, voortdurend kom daar hierdie toetsies op. Hy sê, jy sê jy is 'n kind van die Here, hier is die toets. Toets jouself, is dit regtig so? Jy sê jy glo in God, hier is nog 'n toets. Kyk, is dit regtig so? Is jy nie maar net ook hier uit gewoonte nie? Is jy nie ook maar net hier omdat jy self dink en jy het nou maar self hierdie besluit gemaak nie? Toets jouself voortdurend. Hoekom moet ons dit doen? Want die Bybel waarsku daar's wrede wolwe wat onder die kudde inkom. Dis hoekom ons ouderlinge vandag ook dit gaan hoor in die formulier gaan sê, waak teen onsuiverhede in die kerk. Julle moet toesien dat die Bybel gepreek word, niks anders, want mense kom in om te verwoes. En nie net dit nie, ons moet ook selfsekerheid hê. Onthou dit die baie bekende gedeelte in Matteus 7, ek lees dit vir julle, julle gaan dit dadelik herken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van my Vader doen, wat in die hemel is. Baie sal op daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat ongeregtigheid werk. In ander woorde, daar's mense wat binne in die kerk is, wat dink hulle is gered en hulle is nie. Net omdat jy 'n WhatsApp boodskap stuur met een of ander Bybelversie, beteken nie jy is nou gered nie. Of omdat jy 'n TM dra met 'n Bybelversie op, of ek weet nie of iemand nog die bandjies het nie, want toe ons jonger was, wat sal Jesus doen bandjies, en hulle het almal gedra. Nou is ek gered want ek het wat sal Jesus doen bandjie aan. Dis nie noodwendig so nie. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Kyk mooi wat sê Matteus 7. Hy sê, daar gaan mense wees wat wonders doen. Hulle is in die kerk. Hulle sê, Here, Here. Daai term, daai dubbelgebruik van die Here se naam, wys juist daarop dat dit is mense wat die Here met sy woord te doen het. Dis nie heidene nie. Dis mense wat in die kerk sit. Maar wat heeltemal die bal mis. En die Here sal uiteindelik vir hulle sê, gaan weg van my, of ek ken jou nie. Dis hoekom Jakobus sê, ek skryf hierdie goed vir julle, sodat julle jouself ook kan toets. Sodat jy ook kan sekerheid hê. En dan begin hy met sy toetsies. En hier waar ons nou gelees het, sien ons die eerste toets. Wat is daai toets? Hy vra die vraag, het jy as gelowige vreugde ten spyte van jou beproewing? Ag, dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Het jy vreugde ten spyte van jou omstandighede? Ons nou almal gaan deur moeilike tye. Gelowiges en ongelowiges, almal gaan deur moeilike tye. Die vraag is, die feit dat jy kind van God is, hou dit jou staande? Is dit die ding waarin jy vashou? Is dit die ding wat jou deurdryf? En nog steeds met die lewe kan aangaan? Nog steeds met vreugde kan lewe, selfs in die diepste, donkerste tye van die beproewing? Kom ek maak dit maklik met 'n voorbeeld. Jy sit by die kerslig, want waarskynlik as jy by kerslig sit, dan as jy op die Jonkmansspruit se Eskom lyn, ek weet nie of julle weet nie, daai lyn dren nooit krag nie. As jy een keer 'n week, dis 'n wonderwerk as jy 'n hele week kan deurgaan sonder dat jou krag af is. So as jou krag af is, dan is jy waarskynlik op die Jonkmansspruitlyn, en nou steek jy net maar 'n kersie aan, en jy sit net daar by die kers, en jy staan op, en gaan iewers heen, en daar staan die kers, maar jy sien dit nie. En die gordyne slaat in die brand, daar brand jy omtrent die helfte van die huis af. Hysteries gryp jy vir mamma en die kinders, en ons nou, kom ons laai net die kar, laat ons net die kar ten minste uittrek, dat die ook nie nou brand nie, en daar ry jy oor die kat, daar is die kat dood, en die volgende oggend bel jy die versekering, hulle sê, jammer is jou nalatigheid, ons betaal nie uit nie. En jou vrou is nog kwaad, want dit was haar kat gewees. So wat maak jy nou? Gaan jy nog kan sê, Here, ek prys U? Is daar nog vreugde in jou? Ek sê, dit is maklik. Niemand het gesê, dit is maklik nie, maar is daar nog iets wat sê,
maar ek het iets om hom vas te hou. Ek het vreugde ten spyte van al die dinge. Ten spyte van die aanslag van die wêreld, het ek nog steeds vreugde in my lewe. Die Bybel gee vir ons die voorbeeld van ons Here Jesus Christus self. In Hebreërs 12 vers 2 staan daar, Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, en die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit. Met ander woorde, die Hebreërskrywer sê, dat Jesus het met vreugde hierdie dinge gedoen. Hy het geweet wat wag. Hy het geweet hy gaan gemartel. Hy het geweet hy gaan sterf aan die kruis. En hy doen dit nog steeds met vreugde, want hy weet waarin hy pad is. Hy weet wat wag vir hom. Daar's iets waaraan hy vashou, en daarom kan hy dit met vreugde doen. Hy het nie soos ons gemaak nie, want wat maak ons as dit met ons sleg gaan? Daar's ons beklei ons met almal. Ons het almal se skuld. Dis Eskom. As hulle net hulle werk gedoen het. Of die ander boere, as hulle net hulle kassarinas gesny het, hulle kan maar tog hulle kassarinas gesny. Dan het ons nie krag afgehaal nie, dan die takke nie op die drade geval nie, en dan het ek nog my huis gestaan, en my kat was nog lewendig, en my vrou was nog tevrede met my. En dis eintlik maar die Here se skuld, want hy laat dit alles doen. En dis mos hoe ons maak. Dis nooit ek nie. Nooit ek wat die Kersboom gestaan het nie. Dis ek wat nalatig was nie. Dis al hierdie ander mense, en al hierdie ander goed, en die Here. Maar dan kom Jakobus en sê, wag so 'n bietjie. Jy wat sê jy's 'n kind van die Here. Jy wat sê jy hou vas aan hom as jou ewige vreugde en vrede in lewe. Het jy regtig vrede? Of is jy verbitterd? En as jy mislik? Want as jy verbitterd en mislik is, dan is daar 'n probleem. En dis een van twee redes. Een rede is, jy is dalk 'n Christen wat van die pad af is, want dit gebeur. Almal maak foute, ons maak verkeerde keuses, jy draai verkeerde paadjies af. Jy gaan op 'n dwaalspoor in die land, beland langs die pad in die sloot. En dan is dit gewoonlik hierdie goed wat die Here oor jou pad bring om jou terug te bring na die regte pad. Dis een moontlikheid. Maar die ander moontlikheid wat Jakobus sê is, jy is dalk glad nog nooit op die regte pad gewees nie. Jy is dalk maar net 'n Christen op papier. Ek doen dit maar net omdat ek tradisioneel so groot geword het. Ek het regtig nodig om dalk tot bekering te kom. Met ander woorde, ek het 'n valse lewe. Ek lewe alleen. Want hoe kan jy sê dat jy die Here gevind het en dat jy sy kind is? Jy het die ewige vrede gevind in hom wat vir jou gesterf het aan die kruis. Maar jy is verbitterd. En jy loop rond met hierdie wrokke in jou hart. Sê, hoe kan dit wees? Nou, gaan kyk 'n bietjie na jou eie lewe. Hoe voel jy? Oor bitterheid. Ons nie maar baie keer bitter oor die regering wat oor ons is nie. En verbitterd oor ons huweliksomstandighede, of ons familie, of ons finansies. En daar is geen vreugde meer in ons. En dan sê Jakobus, gaan kyk bietjie weer na jou lewe. Jy wat sê jy is 'n kind van die Here. Want as jy met bitterheid en ongelukkigheid die hele tyd rondloop, dan moet jy jouself dalk die vraag vra, gaan jy nie dalk een van daai wees wat as die Here kom, gaan hy vir jou sê, jammer, ek ken jou nie, ek het jou nog nooit geken. So die toets is daar vreugde in jou lewe. En as daar nie vreugde is nie, en as daar bitterheid en ongelukkigheid en mislikheid is die hele tyd, dan sê Jakobus, dan dop jy die toets, dan is daar fout. En natuurlik is dit nie 'n aangeplakte vreugde nie, jy ken dit ons moet almal doen dit. As jy by iemand kom en sê, hallo, hoe gaan dit? Ai, goed, en dan het ons 'n groot glimlag en gaan baie goed, baie dankie, fantasties. En as jy daar wegloop en hang die gesig weer, dan is dit nou glad nie so fantasties. Dis nie vreugde nie, dis aanklag. Die vreugde waarvan hier geleer word, is 'n vreugde wat deur jou lewe uitstraal. Mense hoef nie vir jou te vra hoe gaan dit nie, hulle moet dit kan sien. Natuurlik gaan dit nie altyd maklik nie. Maar hulle moet kan sien dat dit met jou goed gaan ten spyte van die omstandighede. Ons moet eintlik deur ons lewens mense inspireer. Dis wat die kerk behoort te weet. Dis wat elkeen van u is, mos die deel van die kerk is, mos deel van die liggaam van Christus. Dis wat ons daar buite moet gaan doen. En ek is oortuig daarvan, dis hoekom kerke leegloop vandag. Want party mense se gesigte hang so lank. Ek spot altyd gesê dit lyk baie keer of sommige mense op Sondag aan asynbad. Hulle so sien, en hulle kan nie aan die gang kom nie. As jy soms by kerke kom, dan hoor jy mense sing, dan sit so en hulle kyk vir die dak, en hulle wikkel rond,
rond en wanneer gaan die dominee tog nou klaar kry dat ons nou net kan huis toe gaan. My liewe broer en suster, as daar geen vreugde is in Christus wat vir jou die ewige vreugde gee, as jy hier moet staan en sê, tog, maar klaar. Ek wil net na huis toe gaan. En dis waar jy moet vreugde vind in die ewigheid. As jy dit nie as hier kan vreugde wys nie, wat gaan jy doen as jy daar buite beweeg en dit begin swaar gaan? Wat gaan jy maak as dieselprys R7 of R8 'n liter opgaan? Jy gaan 'n nagmerrie wees om mee saam te leef. Gaan suurknol nommer 1 wees, want niemand gaan met jou kan huishou nie. Kan ons nie wees nie. Jy's dan anders. Friedrich Nietzsche, die Duitse filosoof, het in die laat 1800s geskryf en gesê, ek sou 'n Christen geword het, as die wat sê dat hulle Christene is net gelyk het as hulle verlos is. Dit is 'n aanklag teen die Christendom. Want my liewe broer en suster, die wêreld soek antwoorde. Die wêreld is op soek na die waarheid. En goed wat gebeur, soos die oorlog in Irak, of Iran, in elk geval die hele Midde-Ooste. Daai tipe van goed beïnvloed ons almal. En dis goed wat mense laat wonder, en dis goed wat mense laat vra, en dit mense soekend. En hulle wil weet wat is die antwoorde, maar niemand kom hier na die kerk toe nie, want die kerk lyk nie of daar vreugde en vrede is nie. Die kerk lyk nie soos mense wat verlos is, wat die antwoorde het nie. Die wêreld soek nie 'n stiker op jou, agter op jou kar wat sê ek is 'n kind van die Here, of 'n bandjie wat sê wat sou Jesus doen, of 'n versie op jou teen. Nee, hulle soek nie dit nie, hulle soek opregtheid. Hulle wil sien, waar's die vreugde waarvan die skrif praat? Waar's die vreugde en die vrede wat ons moet vind? En dis wat ons behoort uit te straal. As jy dan besef dat God vir jou gesterf het, sy seun laat sterf het aan die kruis, en hy beloof het dat daar niks is wat jou uit sy hand uit sal losruk nie. Hoe kan jy met so lank gesig deur die lewe gaan? Dan moet daar mos 'n verandering kom. Dan moet daar sê, weet jy wat, as die skepper van hemel en aarde by my is en altyd my dra, dan ja, dit is swaar. Dit is nie altyd maklik nie. Maar ek het iets om aan vas te hou. Ek leef anders as die wêreld. Ek lyk anders, ek doen anders, ek sê anders. Al gaan ek ook deur beproewing. As jy daai kan regkry, dan sê Jakobus, dan is jy besig om iets te slaag. Dan is jy besig om te sê, ja, weet jy wat, dis nie altyd maklik nie, maar ek weet waarom ek vashou. En dit is aansteeklik vir mense. Dis waar mense begin sê, maar wat het jy wat ek nie het nie? Hoekom voel ek so? Hoe kry jy dit reg? En dis hoe jy deur jou lewe begin 'n getuienis wees vir die wêreld. 'n Kind van die Here te wees is nie altyd maklik. Nêrens in die Bybel staan dit, inteendeel. Die Here Jesus waarsku sê dit is moeilik. Hulle gaan julle haat want hulle het hom ook gehaat. Maar hy het deur die swaar kry gegaan. En hy het die oog gefestig op dit wat wag op hom. Dieselfde met my en jou. Ons gaan deur 'n beproewing gegaan, maar ons moet vashou aan dit wat ons het. Ons moet vashou aan die Here. Dis al wat ons het. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Jy behoort nog steeds blydskap te hê. En weer eens, ek sê nie jy hoef nou die hele tyd te spring en dans om te kere te gaan nie. Maar jy wil opgeruimd wees. Al gaan jy deur die moeilikste van tye. Want hoekom? Ek het iets om me vas te hou. Ek het meer as net hier en nou. En dit maak ons anders. Dit maak ons getuie na die wêreld. Wat sê jy, maar kom, bring maar enige ding oor my pad. Want ek stap die pad saam met die Here. So Jakobus roep ons vanmôre self te toets. Nie net die kerkraadslede wat bevestig word, maar elkeen van hulle. Elke gelowige. Sê jy wat glo? Leef jy regtig so? Is daar vreugde ten spyte van jou omstandighede? Daai kan ek nie vir jou antwoord nie. Daai kan niemand vir jou antwoord nie. Jy moet die saak met die Here uitmaak. En mag jy werklik waar vanmôre hierdie saak met die Here opneem. En mag die Here jou ook lei deur sy Gees. Amen.